Nou, goeiemôre vriende, ons is die Here nog dankbaar dat ons andermaal weer kan saam wees so rondom die wonderlike woord van die Here. Die gebed van my hart is dat die Here ons sal seën met wysheid en insig, terwyl ons vanmôre dan ook gaan stil staan by deel 2 wat handel oor die gedagte jy mag nie egbreek pleeg nie. Ek dink so aan die woorde van die apostel Paulus daar in Kolossense 3 vers 5. Hy sê maak dood dan julle lede wat op die aarde is, naamlik hoerery, onreinheid, hartstog, slegte begeertes en gierigheid wat afgode diens is. En dan sê in vers 12, as ons hierdie goed doodmaak in ons lewe, wegvlug van hierdie goed, sê in vers 12, beklee julle dan, as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes, met innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid en lankmoedigheid. Jy sien, as ons die sonde doodmaak in ons lewe, dan moet ons beklee met goeie deugde, sodat ons God in alles kan verheerlik. Ons het gister gesê, vriende, dat die Here baie uitgesproke is in die woord oor die gedagte van egbreek. In die Ou Testament lees ons baie duidelik dat mense die doodstraf daarvoor gekry het. Levitikus 20:10, Deuteronomium 22 vers 22 en verder. Ek het vir u gesê in die Nuwe Testament geld dieselfde. Romeine 13 vers 8 en Jakobus 2 vers 11. En dit het ek vir u ook gesê dat die Here sê as ek na 'n vrou kyk om haar te begeer, ek al reeds in my hart egbreek gepleeg het. En het ek vir u beloof dat ons vanmôre gaan stil staan by die gedagte, waarom is die Here so streng oor die saak van egbreek? En vriende, in die eerste plek sien ons omdat die Here die huwelik ingestel het. Die Bybel sê vir ons in Matteus 19 vers 4, en hy antwoord hulle en sê, het julle nie gelees dat hy wat hulle gemaak het, hulle van die begin af man en vrou gemaak het nie? En gesê het, om hierdie rede sal die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef, en hulle twee sal een vlees wees, sodat hulle nie meer twee is nie, maar een vlees, wat God dan saamgevoeg het, mag geen mens skei nie. As ons wil weet wanneer die begin was, kan ons gaan lees, die begin van die skepping was, toe die Here die hemel en aarde, die man en vrou geskaap het, en hulle man en vrou gemaak het, een vlees gemaak het. So baie belangrik om sien, van die begin af het die Here gesê, een man vir een vrou, en daarom wat God saamgevoeg het, mag geen mens skei nie. Daarom haat God egbreek, want dit bring 'n skeiding tussen hierdie eenheid, wat God daar gestel het. Die Bybel sê baie duidelik, dat die Here die vrou na die man toe gebring het, en hierdie man en vrou het een geword. Die huwelik is deur God ingestel, God plaas 'n hoë premie op die huwelik. En daarom, vriende, dit belangrik, dat ons sal sien, God haat egbreek, omdat dit hierdie verbond wat hy daar gestel het, tussen man en vrou, dit verbreek word. Die tweede gedagte, die huwelik is deur God ingestel, en is eerbaar, daarom haat God egbreek. Baie belangrik, hoor wat sê Hebreërs 13 vers 4, laat die huwelik in alle opsigte eerbaar wees en die bed onbesmet, want God sal hoereerders en egbrekers oordeel. Luister wat staan daar, God sal hulle oordeel. In die Ou Testament was hulle sommer deur die stadsleiers doodgegooi met klippe. Daar was hierdie onmiddellike straf wat dan gegeld het. Nou leef ons in hierdie genadeverbond en ons dink baie keer, ag, die God van die Ou Testament en die God van die Nuwe Testament verskil. Nee, is een en dieselfde God. Die uitstel van God se oordeel is nie die afstel van God se oordeel nie. Ons sal 'n groter oordeel ondergaan omdat ons groter genade ontvang in hierdie genadeverbond tydperk. Daarom, as jy met egbreek besig is, sal jy groter oordeel ondervang as jy nie vergifnis by die Here kry en in 'n nuwe lewe saam met hom begin lewe nie. Hierdie gedagte, vriende, dat die bed in alle opsigte eerbaar moet wees, is die Griekse woordjie wat gaan oor as of great price, precious, held in honor, esteemed, especially dear. Met ander woorde, die huwelik wat God ingestel het is eerbaar, dis kosbaar, dit moet hoog geag word, dit moet besonder wees vir elkeen wat hom daarin begewe. As jy trou, vriende, is daar nie 'n plek vir 'n ander vrou in jou lewe nie. As nie plek vir 'n ander man nie. Nie op televisie nie, nie op die internet nie, vriende, nie in jou lewe nie. Want die Here sê, die bed moet onbesmet wees. Hierdie gedagte van onbesmet beteken not defiled. Daar moet nie vlekke, daar moet nie hierdie geraamtes wees van 'n ander man of 'n vrou in my bed, wanneer ek saam met my vrou of my man is nie. En daarom sê die Bybel vir ons baie duidelik, dat God die huwelik ingestel het, is eerbaar. Dus die bed moet onbesmet wees, daar moet geen geraamtes wees nie. My vrou, vriende, moet die een wees wat ek lief het met my hele lewe, sy moet dit weet, en dieselfde van haar kant af teenoor my. Al word ons ouer, al word ons swakker, al gaan ons liggaam 'n bietjie agteruit, al verander ons haarkleur, moet daar hierdie eerbaarheid wees, eerste plek teenoor die Here, dat ons hom lief het, en dan die een wat hy ons gegee het, tot die dag dat die dood ons skei.
Die laaste gedagte wat ek vanmôre wil hanteer, die huwelik simboliseer die verhouding wat Jesus met sy kerk het. Daarom het God so 'n hoë premie gestel op die gedagte van egbreek. Luister, die Here sê in Efesiërs 5:22, vroue, wees aan julle eie mans onderdanig soos aan die Here, want die man is die hoof van die vrou, soos Christus ook hoof is van die gemeente, en hy is die verlosser van die liggaam. Maar soos die gemeente aan Christus onderdanig is, so moet die vroue dit ook aan alles aan hulle eie mans wees. Manne, julle moet julle eie vroue lief hê, soos Christus ook die gemeente liefgehad en homself daarvoor oorgegee het, om het te heilig nadat hy het gereinig het met die waterbad deur die woord, sodat hy die gemeente voor hom kon stel, verheerlik, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, maar dat dit heilig en sonder gebrek sou wees. U sien, die huwelik is eerbaar omdat God dit ingestel het. Dis eerbaar omdat Jesus self dit vergelyk met die verhouding wat hy met sy bruid het, sy uitverkorenes het. Daarom, vriende, moet jy die huwelik hoog ag, soos die Here sy verhouding hoog ag met sy kerk. En hy wil nie hê daar moet hoerery, geestelike hoerery plaasvind, deurdat ons agter afgode aanhoreer nie. So moet ons ook hierdie hoë premie stel in ons verhouding met ons vrou en ons man, dat daar nie egbreek plaasvind nie. Hoor wat sê die Here in 1 Korintiërs 6 vers 10. Moenie dwaal nie. Geen hoereerders of afgodedienaars of egbrekers of wellustelinge of sodomiete of diewe of gierigaards of dronkaards of kwaadsprekers of rowers sal die koninkryk van God beerwe nie. Ek wil dit hê, jy moet dit vanmôre hoor. Want ons baie kinders van die Here wat dink, ag, ek is uit genade gered, nou het ek eintlik 'n vrypas om te sondig, ek het 'n paspoort gekry om hemel toe te gaan, Jesus het my gered, wonderlik, en nou kan ek sondig soos ek wil. Daarom is hulle oneerlik in hulle huwelike, hulle pleeg egbreek, hoerery, daar is oneerlike besigheid, daar is diefstal, daar is hemerigheid, daar is al hierdie boosheid wat eskaleer in die kerk van die Here. En almal sê, ag, ons is gered, ons is op pad hemel toe, ons hoef nie bekommerd te wees nie. Paulus sê in Romeine 6, sal ons in die sonde bly, dat die genade meer kan word, en is amper of hy op 'n megafoon uitroep, nee, stellig nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons daarin bly voortlewe? Hoe kan ons daarin bly voortlewe? Moenie vir my sê is gered, en jy bly in sonde voortlewe nie. Moenie vir my sê is gered, en jy pleeg egbreek oor en keer na keer. Het sy fisies of met jou oë dat jy met hierdie vrou besig is en met daardie vrou besig is. Wat kan die vrou, vriende op televisie, vir jou inhou? Jy kan nie aan haar vat nie, jy kan haar nie ruik nie, jy kan haar nie sien nie, jy kan haar nie voel nie. Waarom gee jy jou lewe vir haar? Waarom gee jy jou lewe vir die buurvrou of die vrou by die werk of die een wat jy miskien ontmoet daar by die skool? Dit is iemand sonder verstand, sê die Bybel, wat dit doen. En nou weet ons sintuie lei ons baie keer in 'n bose rigting. Daarom moet ons die Here vra dat ons 'n wag sal stel. Vriende, voor ons hart, voor ons oë, voor ons mond, voor ons ore, dat ons sintuie sal stel, ons liggame tot verheerliking van God. Ek sluit af met die voorbeeld van 'n Josef. Josef uit sy pa en sy ma se huis, hy beland as 'n slaaf in Egipte land. Vriende, hy het elke rede gehad om te sondig, in rebellie op te staan en te sê, ek gaan doen wat ek wil, want God wil in elk geval nie na my omsien nie. Maar wat sien ons? Hy beland in Potifar se huis. Potifar het, lyk my, 'n mooi vrou gehad met baie slegte sedes. Want hierdie vrou, toe haar man op reis gaan, en hy gaan doen besigheid, het sy probeer om Josef te verlei, om seksuele gemeenskappe te hê. Nou sê die Bybel in Genesis 39 vers 8, maar Josef het geweier, en aan die vrou van sy Here gesê, kyk, deur my is dit, dat my Heer geen kennis neem, van wat in die huis is nie. En alles wat syne is, het hy aan my oorgegee. Hy sê, hierdie huis nie groter as ek nie, en het my niks onthou nie, behalwe u, omdat u sy vrou is. Hoe kan ek dan hierdie groot kwaad doen en sondig teenoor God? Hierdie vrou, vriende, was amper of sy van haar verstand afgeraak het. Sy het Josef gegryp, en amper probeer om hom te forceer, om met haar gemeenskap te hou. Die Bybel sê, sy kleed aan haar hand gelos, en buitekant toe gehardloop, en gevlug vir sy lewe. Dit het gekos dat hy later in die tronk beland. Hy was eerder bereid om in die tronk te land, as om sy liggaam te gee vir sonde. Waarom? Want hoe kan ek hierdie groot kwaad doen en sondig teenoor God? Die Bybel sê in 1 Korintiërs 6:18, vlug vir die hoerery. Hoor nou, ek sluit af daarmee. Enige sonde wat 'n mens doen is buite die liggaam, maar wie hoerery bedryf sondig teen sy eie liggaam. Of weet julle nie, dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees, wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julleself behoort nie? Want julle is duur gekoop, verheerlik God in julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort. As jy bely jy behoort aan God, is jy 'n slaaf van God. Hy het jou gekoop van die slawemark van sonde. Hy het jou met 'n duur prys betaal.
Vriende, onberekenbare prys wat hy betaal het vir jou vrylating, vir jou vergifnis. Daarom moet jy hom verheerlik. En een van die grootste sondes wat 'n mens kan doen, is om te hoereer. Die Bybel sê, al die ander sondes is buite die liggaam, maar wie hoerery bedryf, sondig teen sy eie liggaam. Daar is maar net iets by hoerery, vriende, wat so erg is, dat die Here sê dit verdien die doodstraf. As jy miskien vanmôre in egbreek verval het, dan pleit ek jou, gaan soek vergifnis by die Here, gaan soek vergifnis by jou vrou of by jou man. As daar gevolge is, vriende, bid die Here om saam met hierdie gevolge te lewe, en moenie verder in hierdie sonde val nie. Want die Bybel sê, moenie dwaal nie, God laat hom nie bespot nie. Want net wat die mens saai, dit sal hy ook maai. Hy wat in sy vlees saai, met ander woorde, hy wat sonde saai, sal die sonde en die verderf maai. Maar hy wat in die gees saai, sal hy die gees die ewige lewe maai. Mag die Here ons genade gee en wysheid, dat ons liggame as 'n heilige, welgevallige offer voor God sal stel. Mag die Here ons genade gee daartoe, vriende. Hy het sy woord gegee, hy het sy gees gegee. Mag hy ons getrou bevind in hierdie saak. Groete, mooi dag verder, Tara.